Ons Vader in die hemele, Here, U wat is in die verste hemele, maar ook in die eerste hemel, hier in die lig rondom ons. Ons aanbid U. Vader, laat U naam geheilig word. Laat U naam geheilig word deur die skepping, deur die natuur. Laat U naam geheilig word deur elke stem, elke asem op hierdie planeet. Here, maar laat U naam ook geheilig word deur ons en ons eie lewens. Hemelse Vader, ons dank U dat ons vanmôre hier kan saam wees. Ons dank U, Here, dat U vir ons die genade gee om hier te sit vanmôre. Dat U vir ons die genade gee om selfs hier te wil wees. Ja, Here, want selfs die genade om te wil, is genade. Selfs die besef dat ons U nodig het, dit alles kom van U. En is alles wat ons hier doen eintlik maar net 'n antwoord op wat U reeds deur die Gees gedoen het. Here, ons kom bid dat U die woord van ons oopbreek. Ons bid dat U met ons praat en in ons lewens sal inbou. Ons bid, Here Jesus, dat ons na U sal luister. Ek kom bid vir elkeen hier. Ek bid vir dit wat ons voor U bely, wat ons vra, Here, vergewe ons tekortkominge, vergewe ons sondigheid. Maar ons bid ook, Here, hou altyd ons sondigheid voor oë. Gee altyd dat ons sal besef dat geen daad van 'n mens God tevrede kan stel nie. Want dit bly gebroke, dit bly eensydig, dit bly gedeeltelik. Ons bid dat U met ons praat deur die woord. Amen. Vriende, ek lees die paar verse daar saam en dan gaan ek vir ons so 'n paar woorde daar sê voor ons by die doopformulier kom. Hier is twee ander weergawe van dieselfde gedeelte. Twee van die ander evangelies praat ook oor hierdie gedeelte. Matteus daar van hoofstuk 17 en Markus in hoofstuk 9. Hulle begin bietjie anders want albei daardie sê 6 dae. Maar hierdie een sê omtrent 8 dae. Omtrent 8 dae, sê Lukas dan, nadat Jesus hierdie woorde gesê het, en dan kan mens nou gaan lees wat voor dit gekom het, die belydenis van Petrus dat Jesus die Messias is. Jesus wat vir sy disippels sê, maar julle moet julle kruise opneem as julle my wil volg. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het sy klere skitterend wit, terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly
en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Ek lees tot sover. Vriende, ek het teruggekom van my verlof af, maar voor dit al het ek vir 'n tyd lank so bietjie die drade gelos en die goed waarmee ek besig was om te lees, net so bietjie weggeskuif en vir 'n tyd lank rustig geraak rondom my normale roetine. So toe ek nou terugkom, toe gryp ek weer die boeke van my rak af waarmee ek wil besig word en wanneer ek deur 'n boek werk, het ek 'n highlighter en ek het verskillende klere wat aandui dat dit die hoeveelste keer is wat ek deur die boek werk, want ek het net iewers langs die pad besef, dit help nie mense te boek gelees nie. Jy moet 'n geloofsboek moet jy instudeer, jy moet hom oor en oor lees. So die lekker daarvan is ek kan vinnig deur die teks hardloop en veral as jy hom nou 'n tweede keer al gelees het, dan jy weer op dieselfde goed gehighlight, want ek begin gewoonlik met geel en dan gaan ek oranje en pink en dan gaan ons oor na die ander kleure toe, maar dan kan jy sien waar jy baie gehighlight het en dan lees ek die hoofgedagtes en dit help dat ek vinnig weer opvang tot waar ek nou verder wil lees. En ek tel so die drade van Dallas Willard se Divine Conspiracy op en ek kom weer by hierdie gedeeltes uit en ek kom by sy gedagtes uit. Hy begin sy boek, nou hoor jy die titel, Divine Conspiracy, dis asof God hierdie geliefde ding waarvoor soveel mense vandag hulle hele tyd spandeer is, ouens is besig met conspiracy theories oor die CIA en oor die Amerikaanse regering, oor buiteruimtelike wesens, oor daar's teorieë oor alles. En hy skryf hierdie boek dan juis in daai lyn om te sê, maar God het sy eie conspiracy wat hy so op 'n manier besig is mee. En hy doen dit glad nie disrespectful nie. Hy doen dit eintlik om hierdie boek relevant te maak vir die tyd waarin ons leef. Maar hy begin sy boek met 'n beeld van 'n loods wat gevlieg het en toe vliegtuig onderstebo gedraai het en toe nou in die grond vasgevlieg het, want hulle het gedisoriënteerd geraak en toe verkeerde kant toe die beheer van die vliegtuig gedoen en toe vlieg hulle in die grond vas toe hulle onderstebo is. Hy sê, maar vandag se samelewing is nie net onderstebo nie, dis asof ons lewensvliegtuig onderstebo, agterste vooruit besig is om te vlieg. En dan haal hy 'n klomp voorbeelde uit, 'n klomp voorbeelde van die lewe wat besig is om agterste voor te begin raak, die lewe wat besig is om onderstebo te raak en gelyktydig dat baie goed nie meer sin maak nie. Dat daar goed is in die lewe wat so verander en dat mense se manier van dink en doen, dat dit verander. Die interessante wat hy sê is, maak nie saak wat mense se uitsprake of se gedagtes is nie. Almal van ons is besig om een of ander ekonoom van alle mense te volg. Ons gedagtes word so gevorm deur die uitsprake van ekonome, mense wat in die ekonomie bietjie kennis het en voorspel dat daai etiek waarmee hulle werk of daai gedagtes of daai ideologie waarmee baie van die ouens werk, beïnvloed ons diep. En ons besef dit nie almal nie, maar ons is eintlik almal disippels van een of ander ekonoom wat iets langs die pad gesê het. Luister maar in geselskappe baie keer as mense oor die lewe en oor die moeilikhede en die goed begin praat. Iewers sal iemand iets aanhaal en as jy mooi luister, sal jy agterkom, dit kom van 'n ekonoom af. Dis 'n ekonoom wat gesê het, iemand wat in die ekonomie bietjie verstaan wat gesê het, maar hierdie ding en daardie ding is goed waarna ons moet luister. Ek wil vanmôre by hierdie teks kom en so bietjie amper soos iemand wat daar in 'n rivierbed gaan sit en in die goud begin uitwas. Wil ek met hierdie teks eintlik net so bietjie omgaan en net so bietjie die water rondswaai tot ons die goud duideliker begin sien. Ek het vanoggend toe ek dit sit en doen gedink, hulle sal seker iewers een of ander masjien ontwerp wat nie nodig het om vir mense om water te sit en skit nie, maar wat sommer net vir jou pinpoint, daar is 'n stukkie goud en daar is hy, haal hom net uit, maar ons sien hom nie altyd nie. So kom ons lees gou deur die teks en dan praat ons bietjie daaroor. Lukas begin met die woorde 8 dae. Nou van die verklaarders sê, hoekom 8 dae? En dit gaan oor die Joodse idee van dag, dat 'n dag eindig as die son sak en tot die volgende dag as die son sak.
Dis die volle loop van 'n dag. So hulle dag het letterlik begin met nag. Hulle Sabbat het aan die einde van die dag begin as die son sak en hy het vir 24 uur gehardloop tot die Saterdag aand as die son sak. So Saterdag aand later kon hulle maar weer rustig joluit maak en was hulle nie meer in die Sabbat nie. En sy idee is heel moontlik dat dit nie so in die middel van 'n dag was nie. Miskien was dit bietjie in 'n nag en nou is dit dat Markus hulle gesê het 6 dae later, bedoelende 6 volle dae het verloop en Lukas sê maar dit was iewers in hierdie nag van is dit nou die 7de dag, is dit waar dit kan daai onduidelikheid wees wat maak dat hy sê, want hy sê nie presies 8 dae nie. Hy sê omtrent die 8ste dag. So dit kan iewers in hierdie storie wees dat die nagtelike ding die tel 'n bietjie gegooi het. En Lukas was 'n dokter gewees. Hy het hom juist daarop hy was juist trots daarop dat hy presies probeer navors het alles wat gebeur het en hy het duidelik dan gevoel dis die meer juise weergawe, die korrekte weergawe, maar dis maar net 'n getal. So 'n paar dae later nadat Jesus nou erken is deur Petrus as U is die Messias van God, die God se gestuurde wat kom, is Jesus op pad na die berg toe. Nou sê van die verklaarders ook dat Jesus weet hierdie verheerliking is op pad. Jesus was ten volle mens en ten volle God, sê die teologie vir ons. Hy het nie sy goddelikheid afstand gedoen toe hy aarde toe gekom het nie. Hy het God gebly. En hy was ook ten volle mens. Sodat hy ook kon sê, maar hy is heeltemal bekend met die swaar kry en die laste en die versoekings van 'n mens. So Jesus weet hierdie versoeking is op pad en dan is dit maar so bietjie gedagtes wat die ouens uitruil om te sê, maar hoekom besluit hy dan om besig te wees om te bid terwyl hierdie verheerliking gebeur? Vir my is dit al voor die hand liggend, want Jesus wil daarmee ook vir ons iets wys. Dat hierdie is die hoogste raakpunt tussen die hemel en die aarde in sy hele bediening in 'n sekere sin, behalwe nou wanneer God weer by die kruis praat. Ek sê altyd God het 2 keer gepraat, maar ek besef nou God het daar by die kruis ook gepraat. So dis eintlik 3 keer wat God gepraat het, met Jesus se doop hier op die berg wanneer hy verheerlik word, maar daar by die kruis ook. Vriende, Jesus is besig om te bid, en die volgende oomblik begin sy klere verander, en die verskillende weergawe in die evangelie sê letterlik dat dit soos weerlig geraak het. Daar staan Jesus se gesig het begin verander, en dis asof die lig van binne af gekom het. En sy klere het skitterend wit geword, sê ons vertaling hier, dat van die ander vertalings noem dit fisies soos weerlig. Daardie absolute wit soos weerlig. Ek moet seker vandag sê soos nuwe motors se brides. Want hier's dan van hierdie manne wat op die paaie moet groot ligte ry deesdae. As hulle daai goed aansit, voel dit vir jou, dis die verheerliking op die berg as hy motor van voor af kom. Punt is net, hy het so geskyn dat sy wese in 'n sekere sin anders begin lyk het. Vriende, hier's iets hieraan wat my hart diep aanspreek. Want dit wys vir my, of dit wys vir ons, waarmee is ons besig wanneer ons in gebed met God besig is. Ons sal seker in ons lewe nooit so verheerliking beleef nie. Ek wil nou nie sê nooit is nooit nie, maar ek twyfel of ek so verheerliking sal beleef in my leeftyd. En ek dink meeste van die mense doen nooit nie. Ek weet nie of enigiemand van ons sal nie. God het beskik dat Jesus so begin straal, dat hy iets hiervan beleef. Die naaste wat ek hieraan gekom het, was om iets te beleef by iemand se sterfbed, dat ek regtig daai dag kon sê, God is hier teenwoordig op 'n besondere manier, dat almal van ons wat daar uitgestap het, toe hierdie 21-jarige man gesterf het, het in die grootste vreugde daar uitgestap, in 'n hemelse vreugde letterlik, dat ons mekaar gesê het jy dit ook gevoel, God was hier teenwoordig in sy laaste oomblikke. Dit was of die Here, alhoewel ons nie ligte gesien het wat verander, of dat die man begin straal het of iets nie, kon 'n mens in jou gees aanvoel, is iets ontsettend besonders wat op hierdie oomblik gebeur, daar's 'n hemelse vrede. Dis in my lewe waar ek iets daarvan beleef het. Maar die punt is, vriende, hier is 'n hoop wat dit by ons koester, maar meer as 'n hoop,
dit bring vir ons net iets in realiteit van dit is waarmee ons besig is wanneer ons in gebed daar alleen op ons plekkie, en dit hoef nie 'n berg te wees nie, maar daar op alleen met God sit en praat. Daar waar ons nie motor met God sit en praat, is ons letterlik besig om kontak te maak tussen ons en hierdie absolute heerlikheid van God. Al voel ons dit nie, al sien ons dit nie altyd nie. En dan die volgende oomblik verskyn twee gelowiges. Ek het sit en dink oor Moses aan die einde van sy lewe. En as mens lees oor Moses se lewe en alles wat hy gedoen het en die uittog uit Egipte uit, die Exodus, dan is dit tog met 'n stukkie hartseer wanneer jy aan die einde van Moses se lewe kom en dan net hier voor die boek Joshua, dan wys God vir Moses die beloofde land. En dan staan daar dat God het self vir Moses begrawe. God het self vir Moses gesê, jy gaan nou nie die beloofde land in nie. Maar dan in Hebreërs later word daar gesê dat geen een van hierdie gelowiges het ooit die beloofde land ontvang soos hulle waarna hulle gesoek het nie. Hebreërs 10:11 sê 'n mooi ding dat almal van ons is op soek na hierdie iets. Daar's hierdie verlange in ons harte, maar hierdie gelowiges het nooit gekry waarna hulle gesoek het nie, want eintlik het hulle gesoek na dit wat kom. Eintlik was daar 'n lewendige soeke in gelowiges na hierdie beloofde land wat kom. Vriende, dan verskyn twee van die gelowiges, en hulle was groot gelowiges toegegee, maar dit los die vraag by ons, lyk alle gelowiges so, as hulle uittog reeds gedoen het? Hoor die woorde wat ek gebruik. Lyk alle gelowiges so nadat hulle uittog gedoen het? Almal wat in Christus sterf, lyk hulle soos Moses en Elisa, as hulle terugkom. Die kommentare sê ja. Die kommentare sê elkeen wat sterf in hierdie lewe in geloof, Jesus se woorde, elkeen wat in my sterf sal in alle ewigheid nooit doodgaan nie. Johannes 11, maar sal vir ewig bly lewe. Gelowiges wat hulle uittog hier geneem het, gaan hierdie ryk van lig binne. En sou so gelowige dan sigbaar raak vir die mense nou hier, gaan hulle ook in hierdie lig wees. Hulle word nie heeltemal dieselfde as Jesus beskryf nie, want as jy mooi kyk na die teks, dan kom jy agter, Jesus het gestraal van binne, sy klere was skitterend wit. Daar staan daar skielik was daar twee manne met hom, Moses en Elia, hulle het in 'n hemelse glans verskyn. So as jy fyn lees, kom jy agter, hulle word 'n bietjie verskillend verskyn. Daar was 'n glans om hulle, maar daar word nie van hulle gesê dat die lig uit hulle uitgestraal het nie. Sien jy dit? Daar's 'n klein nuance verskil in die teks daar. Hulle kom in 'n hemelse glans. Daar was die ou kunstenaar seker reg wanneer hulle die heiliges geteken het en aan hierdie dinge, maar miskien moes hulle net gewag het dat die persone eers heen gegaan het as hulle teken met hierdie strale kraans om hulle. Iets daarvan is hier waar. Hulle kom in 'n hemelse glans en praat met Jesus. 'n Ander ding wat my opval is, nie Moses of Elia land daar by Jesus en hulle het hierdie absolute ekstase om terug te wees nie. Kom jy dit agter? Moses en Elia kom nie daar in 'n tipies jongmens maniere sê, yes, ons is terug, uiteindelik, wat 'n genade van God, laat ons dan net weer so bietjie terug is by die... Jy kry glad nie daai idee nie. Hulle is absoluut met Jesus besig en dan gaan hulle. Hulle maak hulle aanstalte, sê die Afrikaans, dit het gelyk of hulle soos iemand wat begin groet om te gaan. Jy tel glad nie 'n verlange by hulle op om hier te bly nie. Vriende, daar binne is 'n stuk troos. Daar binne is regtig 'n stuk troos dat hulle wat heen gegaan het en in die ryk van lig begin leef, dink ek regtig nie 'n verlange het om terug te wees in Egipte nie. En hoekom sê ek Egipte? Want die vergelyke tussen die Grieks en die oorspronklike teks en die Exodus uit Egipte, en juist dat dit ook Moses is wat hier deel is, die lyne is onmiskenbaar.
Die woord wat in Grieks gebruik word, hoekom hulle met Jesus kon praat, is exodos. Hy was besig, en jy spel dit met 'n E en dan 'n xi. Grieks het so interessante lettertjie, maar as 'n klomp tekens saam, xi. Exodos. Exodos. Dis letterlik die woord vir die Exodus uit Egipte. Vriende, in reg deur die Nuwe Testament word hierdie lyne getrek en word al meer verduidelik dat ons eintlik nog in 'n slawerny is. Ons slawerny is nie meer in Egipte waar ons die valse gode dien en waar ons onder die farao slawe is nie, maar ons as mens is nog aan die slawerny van die sonde onderworpe. Paulus in Romeine 1, 2 en 3 praat mooi daaroor wanneer hy praat van selfs die aarde het hierdie juk op homself en die aarde wil ontslaa raak van hierdie juk wat op hom geplaas is met die straf op die sonde wat op die mens gelê is en ook op die aarde. Ons is deel van 'n slawerny. En hulle wat op pad uit is, hulle wat op pad is om hulle exodus te neem, hulle uittog uit hierdie aarde, los die slawerny en gaan na die ryk toe van die beloofde land. Dis die lyne wat eintlik hier getrek word. So, Petrus raak wakker, hy is nie mooi by sy volle nie, en Petrus sê, o Here, dis goed dat hierdie manne hier is. Kom jy ook agter dat Jesus nie nodig het om vir Moses en vir Elia voor te stel aan Petrus nie? Hoe gebeur daai? Ook het Petrus en die ander by hom nie nodig om vertel te word dat dit God se stem in die wolk is, die oomblik as hy praat nie. Hoe gebeur daai? Ek dink die Gees praat in ons harte en vertel vir ons seker goed. Soos ons daai dag geweet het, toe ons by daai jongman se sterfbed uitgestap het, dat hier vandag iets besonders gebeur. Dat ek tot vandag toe nie die kleinste bietjie twyfel in my hart het, dat daardie jongman bestem was om op 21 sy exodus te neem nie. Dit was God se dag en die hemelse glans het hom kom haal. Alhoewel ek dit nie kon sien nie, kon ek dit voel. En ek dink iets hiervan is waar. Petrus en sy kollegas daar op die berg het nie nodig om oortuig te word dat dit Moses en Elia is nie. Hulle weet dit instinktief. Hulle weet dat Jesus is besig om met Moses te praat daar. Dis Elia daar. Vriende, in die volgende oomblik kom hierdie wolk oor hulle. Nou is hier sterk Bybelse lyne. Hoekom? Want in die Exodus uit die slawerny in Egipte, bring God die volk by die berg Horeb en dan gaan Moses die berg op. En daar by die berg skyn Moses se gesig. Dat wanneer hy afkom, hierdie glans in sy gesig, hierdie feit dat 'n mens 'n liggie binne kan begin kry en hy begin skyn, hy raak translucent. Dit pla die volk soveel dat Moses sy gesig moet bedek. Die volk vra ook vir God daar by die berg Horeb, asseblief moenie meer direk met ons uit die wolk uit praat nie, ons broeke bewe. Gee vir ons iemand deur wie u praat. En selfs Moses is ook nie goed genoeg nie, want Moses was nou te direk in kontak en sy eie gesig het begin skyn, so die volk is ongemaklik daarmee in die Ou Testament, en hulle vra, Deuteronomium 18 vers 19, ek kan gou daai vers lees, hulle vra vir God, gee vir ons 'n plaasvervanger, gee vir ons iemand wat in u plek met ons kan praat. En dan gee God reëls daarom in Deuteronomium 18. Ek lees net vers 19, dit verduidelik wat vooraf gegaan het. Dis nie nodig om meer te lees nie. Daar's hy. Ek sal self rekenskap, daar's hy, van elkeen huis, dis net die verse na dit. Skus, laat ek net so vers voor dit lees. Daar's hy, vers 15. Die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees, vir hom moet jy gehoorsaam. Dit sal wees soos destyds toe die gemeente by Horeb bymekaar gekom het. En dan sê die Here in vers 19, ek sal self rekenskap van daardie persoon vra, hy mag nie praat sonder dat ek vir hom iets gesê het nie, en wat ek vir daardie persoon sê, moet hy vir julle sê, en die toets wat julle moet doen om te weet of iemand 'n werklike profeet is dit wat hy gesê het sal waar word,
en mense wat goed sê, wat nie waar word nie, moet julle verwerp. Julle moet daardie profete afsny. Vriende, maar Jesus is ook die groot profeet. Petrus het sopas hierdie openbaring gemaak, 'n paar sinne vorentoe in daardie hoofstuk, waar hy Jesus erken as God se Messias, God se gestuurde, die absolute profeet van alle tye, die een wat beloof is om sy volk te kom bevry. Jesus is die absolute profeet. En nou kom God en hy maak hulle toe in hierdie wolk. En die volgende oomblik sê God vir hulle, maar hierdie is my seun. Luister na hom. Ek lees net 'n paar woordjies vir ons saam daar. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skade weer oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, so die wolk het oor hulle gekom, bang geword, maar toe kom die wolk ook om hulle, sluit hulle in, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my seun, wat ek uitverkies het. Luister na hom. Vriende, Dallas Willard skryf in sy boek in die begin dat die wêreld waarin ons leef is agterste voor en onderste bo besig in 'n rigting. En God het 'n plan. God se plan, God se conspiracy theory is dat sy koninkryk kom en die middelpunt, die as waarom dit alles draai, is dit is my seun, Jesus Christus. Hy is my seun. En dan sê Dallas Willard, dis eintlik voor die hand liggend, dis eintlik so eenvoudig, maar Jesus Christus is die mees besproke, mees erkende, mees sentrale figuur wat in die hele geskiedenis van die wêreld geleef het. Daar's dae wat rondom hom draai. Die kuns deur die eeue, die skrywers deur die eeue vir of teen hom, Jesus staan sentraal. En God se plan vir ons is dat Jesus hierdie pad moet wees. En ten spyte hiervan, ten spyte van die eenvoud en die absolute, ek weet nie om dit op 'n beste manier moontlik te sê nie. Engelse woord simplicity is dieselfde woord, dis eenvoud, dis so maklik. Jesus, almal omtrent weet van hom. As hulle hom nie vloek nie, bring hulle eer aan hom, maar sy naam is op hulle lippe. Jesus staan sentraal. Hy is ons pad. Die kerk, geslag na geslag soek, wat is die pad wat ons moet volg? Baie van hulle val vas in, ons moet die wette doen en ons moet dit doen en probeer perfek wees. Ander val weer in allerhande praat in tale en doen al die goed en die gawes en al die dinge dis die groot ding wat ons moet doen. Dis nie waar nie. Want daai goed lei ook weer na een of ander wettisisme toe op 'n manier, want dit moet altyd wonderliker as die vorige week wees en dan moet altyd iets gebeur. Daar mag nooit 'n oomblik van rustigheid wees nie. Terwyl God ons in die natuur lees, daar seisoene, dinge kan nie net altyd wow en oor die over the top en dit kan nie altyd so wees nie. God self kom sê vir ons waar die pad is. Luister na hom. Maak jou lewe 'n soeke om te luister na Jesus. En dan gee Henry Nouwen vir ons 'n mooi stukkie raad wanneer hy sê, waar vind ons vir Jesus? Waar vind ons vir God? En dan maak hy hierdie stelling wat een van my favorites is. Vind jou hart, jou ware hart, en jy sal heel moontlik vir God daar vind. Vind vir God, en jy sal heel moontlik jou hart by hom kry. Amen.